Goeiedag, 13 Januarie en ek is Morne Botha, Amerikaanse korrespondent vir Koepel TV met so 'n nuwe breaking news. So net 'n paar ure terug vandag, die 13 Januarie, het die Amerikaanse Ministerie van Buitelandse Sake 'n boodskap uitgestuur aan alle Amerikaners in Iran en vir hulle gesê, verlaat Iran onmiddellik. Moenie staat maak op die Amerikaanse regering om te help met die proses nie. Op jou manier wat jy kan, verlaat die land onmiddellik. Dis al wat hulle gesê het. So, daai is 'n baie duidelike boodskap. Intussen het die Ayatollah vir president Trump hy het president Trump gekontak om agteraf reëlings te tref. Hulle wil, lyk my, negotiate. Maar openlik op TV, op media, sekerlik vir die doel van sy eie mense, maak hy allerlei dreigemente teen Amerika, dat hy gaan Amerikaanse basisse aanval, Amerikaanse ambassades aanval, en allerlei ander dreigemente as Amerika besluit om hulle aan te val. Nou, Trump het nou al vir weke lank die Ayatollah gedreig en vir hom gesê, hou op om op jou siviele mense te skiet. Die siviele mense in die land, die populasie is besig om ernstige optogte teen die regering te hê, en hulle doen optogte teen die regering want hulle is nou moeg vir daai blaatant sterk islamitiese regering wat hulle onder druk sit. Die ekonomie is besig om ten gronde te gaan in die land. Daar's plekke in die water nie, daar's plekke in die behoorlike kos nie, daar's mense sukkel swaar onder die Ayatollah se regering, en hulle kom in opstand, en op die oomblik kan ons sien dat in die laaste paar dae is daar al baie, ons praat nou van duisende mense wat deur die regering doodgemaak is en in hegtenis geneem is. So, Trump het baie duidelik gewaarsku, hou op daarmee of ons sal intree. En met die boodskap wat hy nou gegee het vir sy Amerikaanse en enige Amerikaner in Iran, verlaat die land onmiddellik. Daai is baie duidelik. Ek het voorheen, miskien 3 dae terug 'n boodskap uitgestuur. Hou dop, in die volgende 3 weke kan ons aksie in Iran sien. Ek verkort daai van 3 weke na in die volgende ure tot dae kan ons aksie sien. Want ek vermoed dat die diplomatieke gesprekke tussen Iran en Trump hou nie water nie. Hulle probeer speel vir tyd en hy gaan dit nie toelaat nie. So, hopelik is daar iets wat nog uitkom en dit kan 'n vreedsame uiteinde hê, maar ek vermoed op die oomblik, daai ouens, daai Ayatollah wil nie luister nie, hulle gaan pak kry, en so, kom ons hou maar dop. So, dit is my vermoede vir die volgende paar dae, dat daar definitief aksie binne Iran gaan wees vanaf Amerikaanse weermagkant af, en hulle kan heel moontlik ondersteun word deur Israel en Brittanje. Ons sal sien hoe ver die aksie gaan, en hoe lank, en dit gaan definitief nie 'n grootskaalse oorlog, het gaan nie soos 'n inval van Iran wees en voete op die grond en dit gaan airstrikes wees en that's it. Hulle gaan die vermoë van Iran om oorlog te maak vernietig. Dis al wat hulle gaan doen en jy kan dit met gewone airstrikes doen. So, ons sal sien intussen hoe het hoe sy lugafweermissiele wat hy by die Russe en die Chinas gekry het, gaan opstaan teen so 'n aanval. Dit het laas keer nie gewerk nie, so ek vermoed dit gaan nie 'n groot lang uitdragige saak wees nie, en dit gaan vinnig aardslaan en pakslag heen verby wees. So, dit is dan breeknuus vir vandag. Morne Botha hier, die Amerikaanse korrespondent, reg hier vandag uit Nashville uit. Geniet die dag.